Ek is in Limpopo provinsie. Hierdie bergie agter my is 'n baie bekende landmerk tussen Polokwane en, sal ek maar sê, Vivo, want dis net buite die dorpie Dendron en dit staan bekend as De Loskop. Dis 'n pragtige wêreld. Maar 'n wêreld wat dalk in die volgende paar jaar onherkenbaar gaan verander. Want hieronder is ystererts. Iemand het nou prospekteerregte gekry en hy het nou begin. Die plan is om uiteindelik hier 'n oopgroef ysterertsmyn te begin. En nou moet almal wat in hierdie omgewing bly baie mooi luister. Daar gaan oor die volgende maande baie gepraat word. Omgewingsimpakstudies gedoen word, mooi broodjies gebak word, beloftes gemaak word oor hoe min die impak is en hoe goed 'n mens kan saamleef met 'n myn. Maar dis nie alles die waarheid nie. Kom ek gaan wys vir julle hoe lyk 'n ou oopgroef ysterertsmyn. Ons gaan na die Noord-Kaap toe, die Kalahari, Kathu, die myn Sishen. Eens op 'n tyd het dit hier ook mooi gelyk. Pragtige Kalahari veld. Die Gamagara, 'n rivierloop wat die bopunt was van 'n baie ryk waterbron, was die lewensaar en al het hy net nou en dan kop bo die grond uitgesteek, was hy vrugbaar. Sy bissies was prima veiding wat die diere deur die droë winters kon dra en die boorgate was sterk. En toe in 1954 kom die myn en maak dinge nog beter. Die staat het spesiaal die Vaal Gamagara pyplyn aangelê om die nodige water te bring vir die mynproses. Nuwe paaie is gebou en 'n spoorlyn van amper 900 km om die erts na Saldanha te neem. Die ekonomie het 'n groot inspuiting gekry en ter plaatse het die omgewing ongekende vooruitgang beleef. En toe breek hulle in 1973 deur die watertafel en kry sommer 'n klomp water. Soos wat hulle al hoe dieper gegrou het en nog steeds veilig wou myn, het dit belangrik geraak om 'n plan te maak met die water. Nou die myn nie meer nodig gehad om water van buite af in te kry nie. Trouwens, hulle het so baie gehad, hulle kon in hulle eie operasionele behoeftes voorsien en hulle het nog gehad wat hulle kon smous. Hulle kon dit terugsit in die pyplyn en dit kon weer verskaf word aan gemeenskappe laer af. Die waterlisensies is aangepas dienooreenkomstig en dit het te lekker gegaan. Van buite af is dit net snaaks vir my, want dit lyk asof nie die regering of die myn ooit die logiese vraag met genoeg erns gevra het nie. Waar kom al hierdie water vandaan? I think it's important to note that, any mine, any open cast mine has an effect on water. And it is exactly for that reason, because as it goes deeper, it'll go through the water table. And generally the water table can be anything from 15 meters, 20 meters. So it depends on where it is. But generally a mine will go through the water table and will have an effect on water. En toe begin die moeilikheid vir die boere. Dit raak al hoe droër en droër, die water is weg en dit trek al hoe verder weg uit die omgewing uit as gevolg van die ontwatering wat by die myn geskied. Boonop het 'n sinkgat in 2006 in die vorm van 'n lang skeur oor die breedte van die Gamagara gevorm en die water wat altyd net onder die oeverbedding beskikbaar was, het verdwyn. Dis nou 4 jaar later en ek kuier by Chris Griffith, die baas van Kumba in hulle luukse hoofkantoor in Pretoria. Hy sê dat goeie buurmanskap nog altyd 'n prioriteit was en dat hulle dadelik weggespring het met 'n reeks studies en forums om te kyk hoe hulle die geaffekteerdes ten beste tot hulp kan snel. If a person is affected by your operations, then you need to provide some compensation for the fact that they are affected. We actually think we have a really good relationship with the farmers. We have 21 farmers that are affected. We have the majority of the farmers are attend our forums. If there's more water that needs to be supplied to the farmers, the water can be supplied to the farmers. Maar hoewel waar is dit 'n ingekleurde waarheid. Die boere se paadjie was baie moeiliker as dit. Terwyl party van hulle nie eers water vir huishoudelike gebruik of vir hulle diere gehad het nie, het Kumba vir lank bly ontken dat dit hulle was wat die gebied ontwater. Klagtes by die departemente van mynwese en landbou is eenvoudig geïgnoreer. En die departement van omgewingsake het bloot gesê dat dit buite hulle mandaat val. Maar toe kom die waterwet.
die nuwe waterwet. En almal moes van vooraf aansoek doen vir hulle waterlisensies. En waterwese sê toe vir die myn dat hulle eers 'n ooreenkoms moet bereik met die geaffekteerde boere alvorens hulle nuwe lisensie kan kry. En toe skarrel die myn. Die boere sê hulle is beloof dat hulle sou hulp kry en dat hulle die dooie Gamagara se water sou terugbring en dat hulle nog studies sou doen mits die boere 'n tydelike 3 jaar ooreenkoms onderteken sodat hulle hulle waterlisensie kan kry. Uit interne kommunikasiedokumente van die myn in ons besit, is dit duidelik dat hulle huiswerk en hulle somme behoorlik gemaak het voor hulle die ooreenkoms aangegaan het. Hulle het selfs 'n regsopinie ingewin van een van die groot regsfirmas in Suid-Afrika om seker te maak hoeveel hulp hulle moet verleen. En toe onderhandel hulle apart met elke geaffekteerde boer en sit 'n klousule in die kontrak dat hy vir niemand mag sê wat met hom onderhandel is nie. Natuurlik was die boere nie almal gemaklik met die aparte geheime onderhandelings nie. The farmers are very, very careful to say and hesitant that we have different processes running. I think the farmers, they want to hear what's going on here, they want to hear what's going on there. And I think that farmers are concerned that they may be divided and ruled, and they want to have a central process. Uit die dokumente wat ons het, is dit duidelik dat die myn voor die ooreenkoms reeds geweet het dat hulle die streek ontwater. Maar tog word dit nêrens in die ooreenkoms genoem nie. Trouwens, daar staan dat hulle bloot uit goeie buurmanskap uithelp en nie omdat hulle erken dat hulle die krisis veroorsaak het nie. Die ooreenkoms noem ook niks daarvan dat hulle beloof het om die rivier te herstel nie. En so kry hulle toe hulle waterlisensie. En so is dit nou 3 jaar later. Die sinkgate is nooit gerehabiliteer nie, maar bloot toegegooi en natuurlik het die rivier ook nooit weer begin loop nie. 'n Paar boere wat nog op die walle bly, is bitter ongelukkig. Hulle kry die minimum water en weidingshulp en hulle lewenskwaliteit het dramaties agteruit gegaan. Hulle kan eenvoudig nie vooruit boer nie. En nou stel hulle nie verder belang in 'n nuwe ooreenkoms met die myn nie.